ons bid net saam, Here, ons loof en ons prys wonderlike naam, Here. Ons sê vir U dankie vir hierdie dag. Dankie Vader dat ons weer 'n geleentheid het wat U ons kan gebruik om die woord te kan verkondig. Dankie Vader vir U grootheid, vir U liefde en boven alles vir U genade. Dankie Vader dat U ons gekies het om ook vaders te wees van kinders. Dankie dat U vir ons die leiding gee om dit van groot maak en dankie daarvoor Here dat U net in ons lewens is. Ons eer U vanmôre en ons gee al die eer vir wie ons is en vir wat ons is en vir wat ons doen, gee ons net aan U Vader. Wees dan so ook Heilige Gees in hierdie boodskap wat sal uitgaan. Neem U beheer en wees U die prediker. Gebruik ons dan as wessels. Ons praat breed, ons preek dit en ons bid dit vanmôre in Jesus se wonderlike naam. Amen. Weer 'n keer baie welkom by die huis van die Here en die boodskap wat ek gaan gee. Maar voor ek 'n boodskap gaan gee, wil ek net 'n woord ook gee. En ek wil vir jou sê dat die Here sê dat jy moenie stil staan waar jy nie aktief besig is nie. En dat jy moet opstaan en begin om te doen wat hy julle twee voor geroep het om te doen. En wanneer jy besig is om stil te staan en daar gebeur niks nie, en jy gaan nie vorentoe nie, dan gaan Satan by jou steel. Maar wanneer jy begin vorentoe gaan en wanneer jy begin beweeg, dan is God se hand en God se grootheid in jou, met jou, deur dit wat hy jou wil voorgebruik. Jesus het altyd geloop. Jesus het nooit stil gestaan op 'n plek, omdat dit lekker was. So miskien, waar jy is dit lekker op die oomblik, want jy is nie besig om te beweeg nie, want jy is in 'n right posisie. Maar die Here sê, jy moet nie daar bly nie. Jy moet uitgaan, want jy is geroep vir iets groter. En al twee van julle is geroep vir iets groter. So, terwyl jy stil staan, gaan daar niks met jou lewe gebeur nie. Maar sodra jy begin beweeg, sodra jy iets begin doen, sodra jy uit jou gemaksone uitklim, en dit gaan vir almal, sodra jy uit jou gemaksone uitklim, dan kan God begin werk. Maar as jy nie in jou gemaksone, terwyl jy in jou gemaksone bly, gaan jy daar sit en niks gaan gebeur. So jy is geroep, en jy weet jy is geroep. So julle twee moet begin om te beweeg, en die een moet die ander een encourage, om te begin beweeg, want julle al twee, sy het baie profesie oor haar lewe. En jy, die Here het jou geroep vir 'n doel. Daarom al hierdie goedes in jou lewe gebeur, om jou te kry op die plek, om te begin doen. So nou dat jy op die plek is om te begin doen, moenie die kans laat verbygaan, begin beweeg. Amen. Prys die Here se naam daarvoor. Ons het 'n jong prediker nodig. So my getuienis lewer vandag. Amen. Okay. So ek het vir John gevra, hy het nogal 'n redelike getuienis en daar's hy. So as jy wil kom, jy is welkom. Jy staan sommer net op. Môre mense, weet my nie, ek is jammerlik opgeleer. Ek het dit verloor. Maar ek sal staan is goed, sê. So is dit maar laas jaar omtrent volgende maand. So die 23ste daarop. Ons gaan ry bike die dag, ons is mal oor off-road. Ons gaan ry bike. Stop oor 'n lokasiepad. Ek is off-road, so jy mag op die pad ry. Die polisie begin met die jaag. Ek jaag vir 'n weg en toe ek by die huis kom, toe is ek so vir die adrenalien en ek het die maandag nog gebewe en ek het die sondag al gery. Dinsdag, toe begin ek 'n borspyn te kry, by al die adrenalien wat gepomp het. En ek was verslaaf aan monster, rook, drank, you name it, verslaaf aan dit. En ek het gegaan, ek het monster gelos, ek gedog as die monster my so maak. Ek het die hele week opgeborspyn weg. Toe gaan ek kyk, dit het te veel adrenalien, dis reg. By Vrydag, gaan vang vis,
vat net so 'n slukkie van jou, as die borspyn net terug. Ek gooi die blikkie weg, ek sê toe, ek is nou klaar met hierdie goed. En die borspyn moet weg. Ek gaan huis toe, vra vir Antoinette, vra vir hom asseblief bid. Hierso is iets gefout. Ek gaan toe, by Saterdagoggend, 6:00, toe ry ek en sy eers hospitaal toe. Kom by die hospitaal aan, hulle doen bloedtoetse, hulle spuit my eers in, daar gaan die pyntoene weg. Ek sê vir my, hoor so, ek het 'n massiewe hartaanval. Ek moes al gisterand afgekom het. Die Dinsdag toe ek die pyn al gehad, moes ek al by die hospitaal gewees het. En die Here het my staande gehou met dit. Dis alvers ek onthou, I shall walk, but I shall not faint. Ek het geloop, ek het in die hospitaal myself ingeloop, hulle het my daar in ICU gesit, die aantellings in my bloed wou nie sak. So, wat sê, my hartspier kontrakt nog steeds te veel adrenaline, en hy wou nie sak. En hulle toets hom, hulle het ons seker so 6-7 keer getoets. Uiteindelik, toe begin ek te sak. Hy was nader so hoog, dat hulle misschien nog nie eens kan lees. Hulle sê vir my, okay, hy gaan my insit in die staatshospitaal, in Bloemfontein Universitas. Ek gaan so doen. Toe voel ek al klaar my fijn. Ek het glad nie consciousness verloor, ek het glad nie uitgepaas nie, niks. Ek het fijn gevoel. Gaan hospitaal toe, in Bloemfontein, hulle doen toe angiogram. Angiogram is in, die pyp, hulle druk 'n pyp fisies in jou are in, tot by jou hart. Kyk hulle waar lê die blokkasie. En as gevolg van 'n dokter se nalatigheid, het hy te vinnig daai pyp ingedruk, gaan staan my. En dis 'n aardige gevoel van, ek het die hele tyd konstant gebid, en geglo, hierdeur gaan ek kom. En die dokter het my nou sê, hoe sal nog niks gebeur? Niks fout nie, niks gaan gebeur, hulle kry nie blokkasie. Want toe die Here my klaar genees. Ek kry die blokkasie nie, en hy druk die ding te van my are. En ek sê vir hulle, ek voel nie lekker nie, en daar is ek dood. En hulle try my nou, ek het nog steeds die merke aan my lyf, soos hulle my gebrand het met die fibrillators, wat hulle mens in die lewe skop. En ek het daar wakker geword. En hulle het my gevra, ek iets onthou, want ek was te lang weg, dat het ek breinskade. Ek was te lang onhergeloos. Ek sê, nee, ek onthou alles. Ek onthou nog toe, die nurse het my geslaan het, toe my oor toe gaan. Ek onthou ek moes het my gestap op my bors. My bors is nou nog seer van. Dus ek bedoel, was die blauw geweest, soos my geslaan het. En ek sê vir die Here, terwyl ek op die tafel het, terwyl die dokter nog aangaan in die procedure, sê ek vir die Here, dis nou of nooit. Ek gee alles vir jou, dit is nou my omdraaikans. Dit is nou, ek sal rook los, ek sal drank los, ek is klaar met alles, net om jou pad te kan volg. En ek het die Here se pad van die dag af gevolg. En ek is daar uit, en kyk, is COVID, so jy mag niemand sien. Ek mag nie van Antoinette gesien het nie, mag niemand gesien het. Ek was letterlik alleen, saam met die Here, deur die hele pad. En hy het my van punt A tot punt Z gedra, waar ek uit is. Tot vandag toe nog, het ek, kyk, 3 maande na die tyd. Hulle sê, hartaanval slaat nie 'n mens. Ek slaat 'n mens se wind uit. Ek was 3 maande nog, na die Here, en ek na klaar nog gesê het, ek is joune. Ons het nie kerk toe gegaan. Ons het nie die Here geloof en prys. Ek was nie bly ek is uit. En ek het gegaan, en ek het vir daai 3 maande lekker gegaan. Tot die angs my gestap. En die angs het my gestap op my knieë. Daar waar die Here my wil gehad het, om te groei. En ek was al op my knieë gewees, tot vandag toe nog, op my knieë. En ek het baie profesie gekry, van verskillende mense, maar die grootste profesie was, ek het gegaan, ek is eintlik in Revelation Church, en ek het gegaan na ons selfgroep se kommentaar, en hulle het my gebid, en net daarna te wegry, nog steeds deel met die offer, ek kry toe soos 'n visioen, soos jy kan sê, met 'n nommer 8 op, 8 dae, en
ek staan sit en bid in die Bybel, dat ek by 'n kers, en die kers is, ek weet nie wat, en ek kry 'n resultaat, en ek is bly met die resultaat. En ek ry toe deur die rivier, ek kom hy na tens en presies weet, wat daar kan ek proses deur die rivier, ry die rivier, en ek stop toe dan, ek stop by Hengelaar, jy weet, ek weet wat baas is, die so rondswem, en daar loop 'n ou verby, en hy sê vir my, hoor hierso, jy is die een met trots, probleem met trots, dit is 'n swart, nou dink my sê, ja, Sangoma, eers doen ek dink, by die Sangoma wat nou vir my nou gesê, ek sê, nee, hoe ken jy my, ek sê, engel het met my gepraat, oor jou, hy sê, 'n hartaanval sal jou nooit jy tref, en ek sê toe vir hom, maar hoe ken jy my, hy sê, 'n engel het met my gepraat, hy sê vir my, ek moet cinnamon gedrink het, vir 8 dae, en 9 dag moet ek self getoets het, van 'n hartspesialist, die 9de dag, hy sit op die machine, hy kyk, dit is nou so hele borsdrade, wat die borst kom, en die hartklop, en hartklop verhoog na so 160, 170, toch lees, hy kyk, sit, persoon kyk hoe sy kyk gesit, ek kyk nou dat my hartklop nie heeltemal sak, ek toch doen, dit was nou iets wat, hy sien nou iets, hy sê my, kom uit saam my, hy sê my, kom, hy sê nou die mense daar, dis mense probleme, was niks wat met jou hart, dit wys dalk jy het 'n hartaanval gehad, maar glo ons dit nie die Here, dat hy nog daai evidence van die hartaanval, eerst op die EKG-machine is om inblik, om hy precies wat over praat, precies, dat daarin sal verdwyn, dat die hartspier van my, precies 100% sal genees word, deur sy krag, en is nie, en die Here kom altyd op my knie gehad, en dis hoekom die angs my gesat, en depressie, en dit was 'n halwe tyd in my lewe, tot vandag toe nog, sit ek nog steeds met die angsgevoele, die depressiegevoele, die gevoel, ek kan nie meer nie, en baie mense wat naby is, soos Antoinette van my, sy sal presies weet, hoe is dit, en waar jy gegaan het, dat ek net, soos ek nou met julle van praat, is die Here se genade, maar die angs, wat my oorval, was, dink ek, dit is amper dieselfde angs, soos wat Jesus oorval het. Toe hy gebid na die Vader, het hulle gesê, dat hierdie kop nie het moet binnen gaan. Want ek het net geval en gesê, Here, asseblief, ek weet nie wat aangaan. En net geskree, huil, wie my. So erg het ek aangegaan. En van dokter na dokter gegaan. Duisende rande later, sit ek nog steeds met dieselfde probleem van, ek is nog steeds dronk in my kop. En ek is nog steeds dit, maar ten minste lewe ek. Al kom ek stadig maar seker deur dit alles. Ek lewe nog op die einde van die dag. En is net die eer gaan ons aan die Here toe. En ek het dit pas saam met hom gestaan, dat hy my deur diep valleie gevat het. En daar was hy gewees. Daar het ek hom ontmoet. Hy het my so ver gelaat sak tot op my rock bottom. En daai rots was die Here. Hy het gesê, kom hier, ons gaan op. Praise die naam. Halleluja. Nee, loop. Kom nie. Ons bid, Here. Ek bid die naam by Here. Dat dit wat nog daar is, dat het sal gaan in Jesus naam. Ons bind dit vas en ons maak dit vas, Here. U het hom gebring tot op die punt, Vader, waar U hom gaan gebruik, groter as groot. En ons loof en ons prys die wonderlike naam daarvoor, en ons geef U al die eer in Jesus se naam. Amen. Glory to God. Dit is hoe die Here werk. Amen. Ons het nog 'n pastoor nodig hier. Sê dit van net. Halleluja. So ja, ons het laas gepraat oor leierskap. En ons het gesien hoe dat ons almal toegerus is en hoe ons almal geroep is vir 'n sekere taak.
En ons het gesien hoe die Vader vir Jesus toegerus het om 'n sekere taak te gaan verrig en hoe hy geroep was in sy bediening en dan uitgegaan het om dit te gaan doen. Wij gaan bietjie deur die boek van Johannes blaai en ons gaan sien hoe Jesus hierdie goed dan gedoen het en wat presies hy gedoen het. Daar is 3 fasette wat Jesus op gekonsentreer het en 3 fasette van leierskap waarna ons ook moet kyk om dan te volg en te doen soos wat hy gedoen het. Maar eerstens voor ons daarby kom, wil ek vir jou 'n gedeelte lees uit Johannes hoofstuk 15 uit die boek, jou Bybel het by jou. Ek is die ware wynstok en my Vader is die boer. Die Vader die hoof, die Vader die boer, die Vader die eienaar. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is al reeds gesnoei. So julle is al reeds reg en op die regte plek, soos wat ons gelees het verlede Sondag, op die regte plek om te begin bloeisels uitdra, sodat hierdie vrugte kan begin dra en hierdie vrugte aanneemlik kan wees vir ander mense. Vader het ons klaar reg gekry deur dit wat hy aan Jesus gedoen het. Deur die anointing wat hy alreeds vir Jesus gegee het, deur die autoriteit wat hy alreeds vir Jesus gegee het, en Jesus het weer vir ons gegee het. Wie sê hy? Julle is al reeds gesnoei. Julle is al reeds in die regte plek. Deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie uitvrug dra. Baie belangrik. Ek kan nie met my dele met myself doen nie. Ek kan nie gaan en voorberei en 'n preek vir julle bring en hier kom staan en net vir julle kom gee wat uit my eie gedagtes uitkom nie. Dit gaan nie die salwing dra nie. Dit gaan nie die woord gee nie. Dit gaan nie die uitwerking hê wat die Vader wil hê nie. Want hierdie is nie my huis nie. Hierdie is die Vader se huis en ons is alleenlik daar om die werk vir hom te doen. 'n Loot kan nie uit sy eie uitvrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen. Amen. En hy is die Vader. Hy is die een wat ons geroep het. Hy is die een wat ons geskaap het. Hy is die een wat hierdie goed oor ons pad gebring. Hy is die een wat ons bring na die regte plek toe. Hy is die een wat ons gaan vat. En ek wil dit sê, Antoinette het wonderlike profeseë gekry oor wat sy gaan doen en hoe sy dit gaan doen. En ek het altyd gewonder, maar hoe gaan my kind daarby uitkom? Hoe gaan sy kom op die regte pad? Hoe gaan sy kom by die volheid van God? En hoe gaan sy hierdie profeseë kan uitlewe? Hoe gaan sy dit regkry terwyl sy besig is om in 'n verhouding te wees en verloof is na iemand wat nie die Here geken het? Maar kyk wat doen die Here. Kyk hoe bring die Here vir Sandra op die regte pad en bring hy die dinge in lyn. En ek wil weer vir julle sê, daar's groter dinge as wat jy aan kan dink vir julle albei. En het ek gesê, Here, hoe gaan dit gebeur? Maar die Here het sy tyd. Die Here het sy plek. Die Vader hoor die gebed van 'n Vader. Amen. En hy luister daarna. En ek dank en ek prys die Here vandag kan ek kyk en ek kan sien 'n man van God. Ek kan sien 'n man wat die weë ken van die Vader. En sy kinders gaan grootmaak in die weë van die Vader. Nie sy eie dinge doen. En ek prys die Here daarvoor. Sommer net iets wat ek graag wil doen. Maar kom ons gaan aan. En ek wil teruggaan na die boek van Johannes toe. Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 14 staan die volgende geskrywe. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En die woord waarheid, dit is waar dit staan.
Want dit is wat Jesus kom doen het. Jesus was vol van die woord, vol van die leiding van die Heilige Gees, vol van die leiding van sy Vader, wat die boer is, van die Vader, wat die een is, wat hom geroep het, om in die bediening te staan, om in sy plek te staan, en die wil te gaan doen. En daarom het Jesus gegaan dan, en Jesus het net die waarheid gaan praat. Jesus het net gaan praat wat die Vader vir hom gegee het om te doen, en wat die Vader vir hom gegee het om te sê. Jesus het nie gegaan om mense bly te maak. Jesus het nie gegaan om vir mense troosting te gee, of sal ek sê, om vir mense so goeie boekies te wees, of om vir mense woord te gee, wat hulle gaan streel en laat lekker bly, laat lekker wees. Nee, Jesus het gegaan om die woord te gaan gee. Hy het gegaan soos 'n swaaiende swaard, en hy het wat reg is reg, en wat verkeerd was verkeerd. Dit is wat Jesus gedoen het, en dit is wat die kerk nodig het, ongelukkig. Die kerk het 'n lek in hierdie ding, daar's 'n tekortkominge in die kerk om die waarheid te gaan verkondig. Die kerk wil die boodskap verkondig wat nice is vir mense, en wat mense se gemoed streel, en mense se harte streel, sodat hulle weer kan terugkom. Sodat die kerk se bankrekening kan groter raak. Preek 'n bietjie die waarheid. Preek 'n bietjie die regte woord. Preek 'n bietjie wat verkeerd is verkeerd, en wat reg is reg. Dan sien jy hoe raak die banke minder en minder en minder. Vers 17 van hoofstuk 1 staan daar: God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Weer 'n keer bevestiging van dit wat hy gaan doen het. 'n Bevestiging waarvoor hy geroep was om die waarheid te gaan verkondig. En nie 'n kompromie aan te gaan met die wêreld nie. Om te sê, okay, hierdie is nou alright, hierdie kan ons nou miskien toelaat in die kerk van die Here, want die wêreldse wette laat dit dan toe. Nee, ons staan by dit wat die grondslag is, ons staan by dit wat die woord sê, en ons gaan nie af daarmee, en of ons nou preek, en of ons nou besig is met iemand anders, dan praat ons die waarheid. Want as ek die waarheid praat, het ek nie nodig om bang te wees, om later weer 'n storie by te sit, sodat dit nog mooier hoef te wees. Wanneer ek die waarheid praat, dan is die waarheid, en die waarheid is oop. Die waarheid is in die lig, die waarheid het nie 'n skynsel nie. Hy het nie 'n agenda nie. Die waarheid praat net presies dit wat dit is. In Johannes hoofstuk 3, vanaf vers 5, staan daar die volgende geskrywe: Jesus het geantwoord: dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Amen. Dit is die waarheid wat ons moet na kyk. In vers 11 staan daar geskrywe: dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Dit het hy gesê vir die Fariseërs. Amen. Hy het gesê, julle het gesien, maar julle glo nog steeds nie. Ek gee vir julle die waarheid, ek vertel julle die waarheid, maar nog steeds het julle dit nie verstaan nie, en wil julle dit nie verstaan nie. En in sy leierskap, soos ek al reeds gesê het, is 'n bewys hierdie van dat hy nie doekies omgedraai het. Is 'n bewys hierdie dat hy nie gekom het om jou te streel nie, om vir jou mooi voorskynsel te maak wat nie daar is nie. Amen. Hy bring die waarheid na jou toe, en so wil hy ook hê dat ons die waarheid tussen mekaar moet wees. Ek kan nie kom en 'n vriend wees van jou, en vir jou dinge sê wat nie daar is nie. Hoofstuk 3 vers 21, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. En dis presies waarvan ek praat. As ons in die lig is, dan sal die lig deur ons skyn. As ek en my Vader is, soos wat ek reeds gelees het in Johannes 15, dat as ek en die Vader is, en ons is in die wynstok en hy is die boer, dan moet die wynstok dra wat die boer gemaak het
dat hy moet dra. Amen. So ek moet luister en ek moet doen wat my Vader vir my sê ek moet doen. Ek kan nie uit my eie uit dinge begin doen nie. Ek kan nie uit my eie uit dinge begin sê nie. Maar nee, ek bly in die waarheid. Want Jesus het die waarheid verkondig en hy het vir ons die pad gewys om te loop. Daar is nie 2 kante of 3 kante van 'n saak nie. Daar is net een kant en dit is die waarheid. En die Vader, ek wil nie sê vereis dit van ons nie, maar die Vader gee dit vir ons, sodat wanneer ons hart binne in hom is, dan gaan ons hierdie waarheid gaan verkondig. Dan gaan ons nie doekies omdraai nie. Dan gaan ons sê wat die Vader in ons hart kry. Daarom het ons tog 'n verhouding met die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan sê en wat jy gaan doen nie. Maar wanneer ek in jou is en jy in my is, dan is ek die een wat die leiding gaan gee. Ek is die een wat die praatwerk gaan doen. So weer keer, dit gaan nie oor myself nie, maar dit gaan oor die leiding van die Heilige Gees. Hy wat binne in my is. Daarom is ek nie bang om hier voor te kom staan, soos wat Jan Treiner net gedoen het, om te kom getuig oor die waarheid. Om te kom getuig oor wat Jesus en wat Christus in sy lewe kom doen het. Hy het nie kom praat oor die verlede en dit wat sleg was, het hy gesê, dit was sleg, dit het nie gewerk vir my nie. Hy het dit nie probeer mooi skilder nie, maar hy het die waarheid kom praat en sê, ek was sleg, ek het die verkeerde dinge gedoen, ek het op die verkeerde pad gestap, maar nou het die Vader, die boer, het my weergehaal en hy het my geroep om op die regte plek te kom, om te kom doen waarvoor ek geroep was, om te kom doen wat sy hart is. Because is nie meer ek nie, maar dit is nou hy en alles gaan oor hom. En daarom moet ons op die plek kom waar die Vader ons wil hê en nie oor onsself gaan nie. Maar die bediening en die roeping van die Vader moet ons ken in ons harte. Ons moet dit navolg met alles wat in ons is. Want soos hy gesê het, ek het een kans. Ek het een kans. As die Vader sy rug gedraai het, dan was dit weg. As die Vader gesê het, nee, ek aanvaar nie jou gebed nie, ek aanvaar nie jou offer nie, dan was dit klaar, dan was dit weg. Maar die genade van die Vader is groter as die genade van die mens. Amen. En daarom bring die Vader en sê, ek roep jou. Ek het 'n plan met jou. En nie net vir hom nie, maar vir ons almal, want ons almal was op min of meer op dieselfde tipe stadium waar hy was. Ons was almal in die wêreld. En baie van ons het nie die roeping gehoor wat die Vader vir ons wil gee nie. Maar die Vader het ons geduldig gewag. Die Vader bring ons baie keer op die regte plek, op die regte oomblik, sodat ons ore kan oopgaan. En dan moet ons nie huiwer om te doen wat hy doen nie. En wanneer ons roep het, moet ons in hierdie waarheid bly. Wanneer ons geroep het om te doen, moet ons bly waar hy ons geroep het en moet ons luister en moet ons volg dit wat hy vir ons geroep het. Moet ons nie sê nou soos ons moet in 'n comfort zone kom en in 'n comfort zone bly nie. Ek sê altyd, dis lekker by die kruis. Want by die kruis is daar vergifnis die hele tyd en by die kruis hoef ek niks te doen nie, want by die kruis is ek alright. Maar weet jy wat, Jesus het nie in die graf gebly nie. Jesus het opgegaan na die Vader en hy sit aan die Vader se regterhand. En dieselfde met jou, wanneer jy die dood afgesê het en die slegte gelos het en jy dood gegaan het in jouself en die Vader lewendig begin word het in jou, kan jy nie by die kruis bly nie, maar jy moet begin aanbeweeg. Jy moet begin dinge doen, dis waarvoor jy geroep is. Jy moet die bediening vind waarvoor jy geroep is en in daai bediening moet jy staan en in daai bediening moet jy begin loop. Jy moet nou begin om dit oop te breek, sodat die Vader se grootheid en die Vader se waarheid in jou kan kom, sodat ander die lig kan sien wat in jou is, sodat die waarheid deur jou kan skyn buitekant toe. Ons kan nie stil sit in kerk, ons moet beweeg, want Jesus het beweeg, Jesus het gegaan, Jesus het die evangelie gaan verkondig, hy het gaan praat, het gesê, sien julle nie die Vader nie? Sien julle nie die tekens nie? Sien julle nie die wonderwerke wat ek doen nie? Maar nog steeds wil julle in julle comfort zone sit, want dit is wat hulle wil gedoen het. Hulle wil net in hulle comfort zone gewees het. Hulle was nie bereid om verder uit te stap en verder te gaan doen.
waarvoor hulle geroep was nie. En hierdie waarheid moet uit ons uitkom, en hierdie waarheid moet skyn buitekant toe, na ander kant toe. As ons net hier sit elke Sondag, en ons is nie besig daar buitekant nie, en die kerk is nie besig daar buitekant nie, dan is dit maar net sowel die kerk lewe nie. As ons net die banke wil vol hê, en genoeg mense wil hê, maar die kerk werk nie, dan is dit 'n dooie kerk, want dan gaan dit oor die kerkorganisasie, dan gaan dit oor die mens homself, en dit gaan nie oor God nie. Die kerk moet aan die brand wees. Die kerk moet werk. Die kerk moet besig wees. Maak nie saak hoeveel ledemate nie, maar as die ledemate aan die brand is, boetie, dan gaan jy die hele wêreld verander. Ek kyk 'n fliek, en ek wil dit noem, van die Universal Kerk, en hoe die Universal Kerk in die gang gekom het. En dit het alles begin deur een man, wat gehoor het dat Jesus lewe. En een man wat tot bekering gekom het, en hy was half gebreklik met sy handjies. En hierdie ou het gegaan, en hy het in die openbaar gaan begin met so 'n boombox, het hy gaan begin om die evangelie te gaan verkondig. En mense het tot bekering gekom in die straat, daar waar hy gepreek het. En van daar af het een persoon na hom toe gegaan, wat met eiendomme gewerk het, en vir hom 'n klein gebouetjie gegee, sodat hy kan begin preek. En die gebouetjie het later aan 'n stadsaal geraak. En die stadsaal het later aan 'n stadion geraak. 22.000 mense, en partykeer tot 2 miljoen mense, het daar kom sit in hierdie stadion. En het hulle harte vir die Here gegee. En het begin om hom te prys en te worship. En later het die Katolieke Kerk so kwaad geword, dat hulle saam met die regering gespan het, want die Katolieke Kerk het begin leeg raak, en het hulle toe hierdie eienaar later al toegesluit. Maar hierdie ou het nie opgehou nie, en hy het 'n televisiestasie gekoop. En hy begin om die woord wêreldwyd te verkondig. En vandag kan jy maar gaan Google hoe groot is die Universal Kerk. Maar dit het begin by een man, wat geluister het na die woord van God. Een man wat die waarheid geluister het, en die waarheid gaan verkondig het. Nie doekies omgedraai het, maar die waarheid gaan verkondig het. Mense gehelp het uit situasies uit, mense tot genesing gebring het, want hy was bereid om sy tyd op die knie, sy tyd op sy knie te gaan spandeer voor Jesus Christus. Hy was bereid om die ekstra myl te loop. Dis tyd, kerk, laat die kerk aan sy vuur moet begin brand. Dis tyd, laat die vlamme op die dak moet begin sit. Dis tyd, moenie huiwer nie, maar kom ons gaan aan. En ek wil jou vat na die gedeelte van Johannes 6 vers 2, staan daar, 'n groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Amen. Hierso kan ons sien, in die volgende gedeelte, is dat Jesus het mense beïnvloed. En ek wil die woord beïnvloed gebruik, want dit is waarvoor ons geroep is. Om mense te beïnvloed, deur dit wat jy doen, deur dit wat jy praat, deur die maniere wat jy doen. Jy vertel van die ou by die werk wat na jou gekom het, en hoe dat die Heilige Gees hom oorval het. Selfs met jou Hannie, terwyl hy bid vir jou, val hy uit, weet hy nie wat gaan nou aan. Maar die Heilige Gees was daar, die Heilige Gees het gewerk, want jy was bereid om die ding te doen. En so moet ons bereid wees om die ding te doen, om mense te gaan beïnvloed. Waar ons sien, daar is 'n nood, dan moet ons inklim, en moet ons gaan kos uitdeel, en moet ons gaan bid, en moet ons 'n verandering in ander se lewens begin maak. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, maar die beïnvloed is die lig wat in jou skyn, wat jy uitbring na ander toe. Halleluja. In vers 5, toe Jesus rondkyk en sien, dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Kyk die hart van die Vader in die Seun, die hart van omgee na ander. Hy het nie mense beïnvloed deur sy autoriteit te gaan rondswaai en die sweep te gaan swaai heen en weer nie. Nee, hy
Hy het mense beïnvloed deur hierdie vrug van die Gees, waarvan die woord praat, wat in ons moet wees, wanneer ons hom aangeneem het as saligmaker en verlosser. Die vrug van liefde, die vrug van omgee, die vrug van by mekaar kom, die vrug van dien. En dit is die woord wat ek soek, die vrug van dien, die vrug van omgee vir ander mense, die vrug van om Jesus te neem en vir ander te wys en vir ander te gee, en as dit nodig is, om ander se voete te was. Dit is waarvoor ons geroep is, sodat dan ons maak nie followers by mekaar nie. Jesus het nie followers by mekaar gemaak nie. Jesus het gedoen wat die Vader wil hy moet doen, en die lig het die mense na hom toe getrek. Want in die donker is dit nie mooi nie, in die donker is dit regtig donker. Maar wanneer daar 'n lig skyn, soos wat ek laas Sondag gesê het, wanneer daar 'n lig aan die brand is, dan kom die mense na die lig toe, want die mense wil sien. En die donker, die buitekant in die wêreld op die oomblik is so erg dat mense het nie 'n antwoord nie. As jy jou werk verloor of jy word siek of jy kry 'n hartaanval, na wie toe gaan jy? Jy moet die lig wees en mense moet jou ken. Mense moet weet waartoe om te gaan. Jy hoef nie te gaan en jou naam te verkondig nie. Jy moet gaan en die vrug van die Gees daar buite uit te wys. En wanneer die kerk die vrug van die Gees gaan uitwys daar buitekant, sal die mense outomaties na die kerk toe kom. Amen. Dit bring my weer terug na 'n kerk moet aan die brand wees. Ons moenie fyngevoelig wees nie, want dit gaan nie oor ons nie, maar ons moet die vrug van die Gees uitdra daar buitekant. Halleluja. Ons moet nie rede soek om weg te bly nie, maar ons moet eerder die vrug daar buitekant wys, sodat die lig kan skyn en mense kan kom. Johannes 12 vanaf vers 9 staan daar: baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus, maar ook vir Lazarus te sien wat hy uit die dode laat kom het. Sien jy weer 'n keer dat die vrug daar was, dat Jesus gegaan het en Jesus het gedoen wat die Vader gedoen, wat die Vader vir hom gesê het, en Lazarus wat uit die graf uitgekom het, en Lazarus wat daar was, het ook 'n lig geraak. En dit is wat Jesus gedoen het, so hy die werke gaan doen van die Vader, en die werke wat hy gedoen het van die Vader, het die mens nader getrek. Die kos wat uitgedeel word, trek mense en is 'n lig vir mense in hulle lewens. Want op daai oomblik sit hulle en het hulle miskien reeds gebid en gewonder, waar sal dit dan nou vandaan kom? En dan, wanneer dit uitgedeel word, is dit die werke, is dit die waarheid en is dit die lig van die Vader wat uitgestraal word na buitekant. Halleluja. So die beïnvloeding wat die kerk en die gemeenskap het, moet van so 'n aard wees, dat die mens sal weet waar om heen te gaan vir die antwoord op hulle probleem. Moet die deure oop wees vir hulle wat sukkel en vir hulle wat nie 'n antwoord het nie, om in te kan kom en saam 'n maaltyd te kan hê met Jesus Christus, want dit gaan oor hom en niemand anders nie. Ek wil jou vat na die laaste en die volgende gedeelte, dan in Johannes hoofstuk 3, en ons gaan daar lees vanaf vers 26. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Amen. Hy het gegaan en gaan doen wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Hy het gegaan om dan te gaan, kan ek maar sê, om vir hulle te leer en te wys. En hier sien ons, hoekom hulle na Johannes toe, en vir hom gesê, maar daai ou, wat jy gedoop het, hy is nou aan die ander kant, hy doen dieselfde as wat jy gedoen het. So, Johannes was in 'n leerstelling, en Johannes was besig om die mense te leer dat hulle gedoop moet word.
En presies so het Jesus dan ook gegaan. En Jesus het presies gedoen wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Amen. En dit is om mense te doop, om uit te gaan en die waarheid te gaan verkondig. As jy gaan na hoofstuk 7 toe, en weer ook daar vers 26, en hier praat hy nou in die openbaar, en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet tog waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Halleluja. Hier het hulle hom in die sinagoges gekry, en in die openbaar het hy gestaan, en in die openbaar het hy die evangelie verkondig, soos ek net vertel het, van die pastoor van die Universal Church, waar hy begin het. Hier sien ons ook van Jesus, en soos Jesus gedoen het, het hy pastoor gegaan, en reeds gedoen wat Jesus gedoen het, om in die openbaar te gaan vertel, en in die openbaar die lig te gaan verkondig, en kyk wat was die reaksie. Miljoene ter miljoene mense tot bekering gekom. Miljoene ter miljoene mense het die lig aanvaar, en lewe nou in die lig. Omdat hulle gedoen het, Jesus gedoen wat die Vader sê, en die mens begin doen wat Jesus sê. En daar is 'n reaksie daar. Moenie dink dit is verniet nie. Moenie dink dit is klein nie. Want ek sê altyd, wanneer ons praat en wanneer ons spreek, doen ons iets in die geestesriem. En wanneer jy dinge doen in die geestesriem, het dit 'n reaksie op die aarde. Amen. So die reaksie op die aarde sal jy later sien, en sal jy sien die vrug van wat daarvan afkom. Ons is klaar gesny. Ons is klaar reg. Jy het nie nodig om enigiets verder te doen nie, behalwe om meer kennis te doen, om meer kennis van die Heilige Gees op te doen, en dan te gaan en presies te doen waarvoor jy geroep was. Om te bly staan in die bediening, al lyk dit vir jou of alles ten gronde gaan. Om te bly staan in dit wat jy glo, en te bly doen in dit wat jy glo, want jy sal die vrug daarvan sien gebeur. Elke goeie daad wat jy doen, het 'n reaksie in die geestesriem. Ek wil dit weer vir jou noem. Hoofstuk 12, vanaf vers 15, staan daar geskrywe: Moenie bang wees nie, Sion, kyk na die koning kom, en hy ry op 'n donkie. Wat het hy gedoen? Hy het nederig. Hy kon sy vinger geklap het en 'n wolk kon hom daar ingedraai het in die dorp. Maar hy het gegaan en het gesê, bring vir my 'n esel, bring vir my 'n donkie, dat ek op hom ry, dat ek vir die mense kan wys. Amen. Hy was die konings bo alle konings, maar nog steeds het hy homself nederig gehou. Want dit het nie vir hom gegaan oor homself nie, maar dit het vir hom gegaan oor die Vader. Dit het vir hom gegaan om te wys dat die Vader lewe. Dit het vir hom gegaan om te sê, kyk hierso, ek is nederig. Ek was julle voete. Julle hoef my nie te eer en op te hewe nie, maar eer en hewe my Vader op. En die boodskap wat ek vir julle bring, en ek dink die doel van die donkie was reeds dit gewees, om te sê, ek is niks beter as julle nie. Maar ek bring vir julle lig. Dit gaan nie oor my nie, maar ek bring vir julle lig. Ek bring vir julle iets om na op te kyk en aan te glo. Amen. Johannes 18 vers 21 staan daar geskrywe. Vanaf vers 20 sê daar, Jesus het hom geantwoord: Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in tempels geleer, waar al die Jode bymekaar gekom het. En ek het niks in die geheim gesê. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het, wat ek vir hulle gesê het.
Hulle weet wat ek gesê het. Halleluja. Sê hy hierso vir Kajafas, toe hulle vir Jesus wil verhoor. En in hierdie gedeelte vat ons dit saam en sien ons 'n paar goed. En hy noem hierso waar hy onderwys gegee het en waar hy sy lig laat skyn het. In die openbaar, in die sinagoges, tydelik by die werk, tydelik en ontydig, tussen sy gesin, tussen sy mense vir wie hy lief was. Het hy tydig en ontydig die woord gebring. Nie net op sekere plekke nie net op 'n Sondag wanneer ek heilig probeer voel nie, en heilig probeer wees nie. Nee, 24/7. Daar by die rivier as ek vis vang, vir die man wat verbyloop, of die mense wat saam met my kom. En as ek 24/7 in hierdie teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nie sekere dae om by jou te bly nie. Die Heilige Gees het nie sekere tyd om net by jou te kom en met jou te kommunikeer. Want die Heilige Gees is vir ewig en die Heilige Gees is permanent daar. Die Heilige Gees is daar om vir jou te wys. Die Heilige Gees is daar om deur jou te werk. Die Heilige Gees wag vir jou om aan die brand te wees, kerk. Die Heilige Gees wag vir jou om die geleentheid te gebruik wat hy vir jou gestel het. Ons het gelees dat die Vader het die mense vir Jesus gestuur en die Vader het vir die mense of vir Jesus oor die mense se pad gebring. Jesus het nooit uitgegaan om mense te gaan soek nie. Daar was altyd mense oor sy pad en so bring Jesus ook en die Heilige Gees ook mense oor jou pad. En stuur hy ook mense na jou toe. En is jy die een wat die bediening moet doen? En as jy hierdie geleentheid verbygaan omdat jy nou vis vang, of jy hierdie geleentheid verby laat gaan omdat jy nou besig is om aan jou kar te werk, en jy die tyd wil gee en die geleentheid raak sien dat hierdie geleentheid is om aan jou buurman die evangelie te verkondig. Of hierdie die geleentheid is om die evangelie aan jou vrou te verkondig of aan jou kinders iets te verduidelik nie. Dan is dit 'n geleentheid wat verbygaan, waar die Vader gaan sê, maar ek het jou 'n geleentheid gegee. Nie net op 'n Sondag, maar 24/7. Want dit is hoe die kerk moet operate. 24/7 aan die gang wees, 24/7 aan die brand wees, 24/7 'n verhouding het met die Heilige Gees, waar ons nie stil staan nie, maar waar ons die wil van die Vader doen, waarvoor hy ons geroep het. En kon Jesus met openheid en met grootheid, kon hy hierso vir Kajafas sê, want ek het niks om weg te steek nie. Ek het absoluut niks om weg te steek nie, want ek het die waarheid gepraat. Ek het gepraat wat deur die Vader deur vir my gegee het, deur die Heilige Gees. Dit is wat ek gepraat het, en jy kan dit gaan toets. Hy sê hier, hoekom vra jy dan nie vir hulle, vir wie ek gesê het nie? So daar is niks in verskuiling nie. Niks is 'n agenda nie. Alles is oop en openbaar. Daar is nie 'n geskinder gewees nie. Waarvoor hy moes spyt gewees het. Hy het gesê, ek is oop, man. Dit wat ek gesê het, kom nie van my af nie, maar dit wat ek gesê het, kom van die Vader af. En hulle wat saam met my was, het dit dan geglo. Hoekom vra jy nie vir hulle, wat het ek alles gesê? Ek het nie nodig om skaam te wees, of om iets weg te steek nie. Niks was in die geheim gewees. Die beïnvloeding wat Jesus Christus gehad het op hierdie mense, die invloed wat hy gehad het op die gemeenskap, was so groot dat hulle hom wou doodmaak. Op verskeie plekke lees ons hoe hulle vir Jesus wou doodmaak en hom tot niet gemaak het. En laat my terugdink aan hierdie fliek wat ek gesien het, en dit was die waarheid van die ou wat die Universal Church, hulle het hom toegesluit. Hulle het hom geslaan, hulle het hom in die vuilste tronk ingesit, want hulle wou gehad het, hy moet tot niet gegaan het. Maar selfs in die tronk het hy op die einde van die dag Bybels uitgedeel. Selfs in die tronk het die mense onder die Heilige Gees gekom. Selfs in die tronk het die mense tot bekering gekom.
En kon hierdie mense wat hom dan sou veroordeel het, of hierdie hoof van hierdie Katolieke kerk kon dit ook nie verstaan nie. Maar die goed bly gebeur, selfs in die tronk het hy begin om lede bymekaar te maak. Halleluja. En dis presies wat Jesus gedoen het. En as jy gaan lees van Petrus en as jy gaan lees van Johannes, het presies dieselfde dinge gebeur met die disippels. Alles het op presies dieselfde wyse gebeur as wat toe Jesus dit gedoen het. En vandag met my sussie, is dit presies nog steeds dieselfde. En moet ons dieselfde leierskap volg wat Jesus vir ons 'n voorbeeld was. Moet ons nog steeds uitgaan. Moet ons nog steeds die waarheid verkondig. Moet ons nog steeds mense leer. En moet ons nog steeds mense beïnvloed. Moet ons nie die geleentheid laat verbygaan om 'n siel aan te raak nie. Moet ons nie die geleentheid laat verbygaan om mekaar te leer nie. Moet ons nie die geleentheid laat verbygaan om vir mekaar reg te help waar ons verkeerd stap nie. Want hoe sal ons dan weet as ons nie iemand het wat ons so nou en dan, hey, dit is verkeerd. Dan sal ons heeltemal afdwaal, broer, is dit nie so nie? En sal ons weer heeltemal 'n verkeerde pad ingaan en ons sal dink ons is reg. Ons sal die voorstaan en verkondig en ons sal dink ons verkondig die regte ding, maar ons is besig met die verkeerde. Daarom moet ons boetie en sussie wees en hande kan vat en mekaar kan help, mekaar kan reg help, mekaar kan leer en mekaar kan beïnvloed. Dit is kerk. En dis 'n kerk wat aan die brand moet wees. Ek is so opgewonde toe ek hierdie stuk lees. Ek het laas Sondag het ek die goed net afgelees. En Annie het vir my gesê, nee man, dit werk nie so baie lekker nie. En ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie hierdie, jy het vir my gesê, preek oor leierskap. Ek kan nie ander preek gaan doen nie, maar kom jy en kom doen dit op 'n ander manier. Halleluja. En ek is so opgewonde op die manier wat die Here dit doen en hoe die Heilige Gees werk. En wat ek vir jou wil sê is, ons moet hierdie lering vat en ons moet hierdie voorbeeld vat en ons moet dit nog bestudeer sodat ons in die waarheid kan kom. Daar is nie ander leierskap behalwe Jesus Christus. Hy het dan al reeds die pad. Hy het dan al miljoene jare terug, het hy dit al reeds gedoen, of duisende jare terug, het hy dit al reeds gedoen, en hier gaan ons nog steeds aan. Nou, watter beter leierskap wil jy nie hê nie, as in hom, en om na hom te kyk, en te doen, wat die Heilige Gees vir ons lei, om te doen. Halleluja. Kom ons sit net so, dankie Vader vir hierdie wonderlike boodskap wat U vir ons gegee het, aangaande Jesus en aangaande die leierskap. Ek bid dat hulle wat hierna sal kyk en hulle wat hier sit, dit sal opneem en sal luister en sal leer. En dat ons 'n kerk sal wees wat aan die brand is. Want kerk is nie 'n organisasie nie, maar kerk is individu, kerk is in ons. Kom dan, o Heilige Gees, en kom lei ons, om aan die brand te wees vir die Vader, om nie te huiwer en te skroom nie, maar om te doen, waarvoor ons geroep is. En ons sê vir die dankie daarvoor, dankie vir hierdie dag, Jesus se wonderlike naam, en ons spreek seëninge uit, oor almal, genesing daar waar daar siektes is, herstel van verhoudings, daar waar probleme is met verhoudings. Herstel van kerk, waar daar probleme is met kerk. U is die restoreerder van alles. En gebruik ons ook om die restaurasiewerk te gaan doen, waar dit nodig is. In die naam van Jesus Christus, in die naam van die Vader, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Be blessed. Ons gaan offergawes opneem. Die Here het ons doen asseblief. En terwyl ons die offergawes opneem, van ons liedjie luister, ons tot daar klaar is, sal jy dan vir ons afsluit.